Goeiemôre, dit is Saterdag 20 Februarie 2021. Sekerlik een van die moeilikste in die skrif om te verstaan is waar Jesus sy disippels maan oor hul ongelowigheid. Veral wanneer dit kom by werklike moeilike gebeure, eintlik natuurwonders. 'n Storm woed terwyl sy disippels visvang. In Matteus 8 lees ons, en daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skui toe was onder die golwe. Maar hy was aan die slaap, en daarop kom sy disippels en maak hom wakker en sê: Here, red ons, ons vergaan. En hy sê vir hulle: waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die winde en die see, en daar het groot stilte gekom. Kom by hierdie ene Jesus is op die berg van verheerliking om te bid. Moses en Elia verskyn aan hom, en dit was 'n wonderlike ondervinding. Toe hulle aan die voet van die berg kom, lees ons Matteus 17:14. En toe hulle by die skare kom, gaan daar 'n man na hom en val voor hom op sy knieë en sê: Here, ontferm U oor my seun, want hy's maansiek en hy's swaar, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. En ek het hom na U disippels gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. En toe antwoord Jesus en sê: O ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees en hoe lank sal ek hierdie verdra? Bring hom hier vir my. En daarop bestraf Jesus hom, en die duiwel het van hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie uur af. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê: waarom kon ons hom nie uitdryf nie? Jesus antwoord hulle: deur julle ongeloof. Jy het geloof of jy het nie. Want voorwaar ek sê vir julle, as geloof soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê: gaan weg hiervandaan, daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Was niks nuut vir die 12 nie, want in Matteus 10 vers 5 lees ons dat Jesus die 12 uitgestuur en 'n bevel gegee en gesê: moenie gaan op die pad van die heidene nie, en moenie ingaan in die stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. Gaan preek en sê: die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. En hier lees ons in Lukas se weergawe dat hulle dit gedoen het. Want Lukas 10:17 lees ons: en die 70 het met blydskap teruggekom en gesê: Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in U naam. Toe sê hy vir hulle: ek het Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal vir julle ooit skade doen nie. Maar moenie hieroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemel opgeskrywe is. Nou waarom nie met hierdie kind nie? Volgens Matteus het Jesus hulle ook gemaan oor hulle ongeloof. Met ander woorde, geen geloof. Hulle het geloof gehad, maar nou nie meer nie. Lukas 17:5, toe die apostels vir die Here gesê: gee ons meer geloof. En die Here sê: as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê: word ontwortel en in die see geplant, en hy sou julle gehoorsaam wees. Wat het Jesus bedoel? Berg, moerbeiboom? As jy nie geloof het nie, gaan niks gebeur nie. Wat interessant is dat Markus en Matteus het iets bygevoeg in hierdie gebeurtenis met hierdie maansiek kind. Markus sê: en toe hy in die huis kom, vra sy disippels afsonderlik: waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En hy sê vir hulle: hierdie geslag gaan deur niks anders uit as deur gebed en vas nie. Wanneer jy met 'n berg of 'n moerbeiboom voor jou te staan kom, het jy net mosterdsaad geloof nodig. Die res gebeur met 'n lewe gewy in gebed. Sonder gebed gaan jy in jou hoogmoed en eie pogings, maar wanneer jy mosterdsaad geloof en gebed en vertroue so groot in ons groot God plaas, is niks onmoontlik nie. Dit is nie skouspel nie. Nie dienste om wonderwerke met ander te deel en af te show nie. Nie hoogmoed nie. Gebedslewe, soos wat Jesus leer in Matteus 6. Wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie. Want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op hoeke en van die strate gesien te word. Om te staan en deur mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is,
En jou Vader wat in die verborgene is, sal jou in die openbaar vergelde. Dis nie 'n saak van groter of meer geloof nie. Mosterdsaad geloof, gebed. Los die res vir ons groot God. En niks sal daarna onmoontlik wees nie. Here, ons bid U. Draai ons koppe om ons prioriteite in lyn te bring met U wil. Want al die lof en eer en heerlikheid behoort aan U. Gaan nie oor my nie. Gaan nie oor wat ek reg kry of nie reg kry nie. Net mosterdsaad geloof in U, ons God. Amen.